aan al ons ongewone heldemaats. Hallo maats. Vandag gaan ons oor iets so interessants gesels. Ja, maats, het julle al ooit die woordjie wysheid gehoor? Dit is 'n baie groot woord. Ja, maar moenie bekommerd wees nie, ons gaan vir julle vandag leer van wysheid. Is julle reg maats? Ek is. Wysheid is die vermoë om te weet wat reg en verkeerd is en die regte keuse te maak. Kitings, miskien moet ons dit bietjie makliker maak vir ons maats en verduidelik. Dit sal die wyse ding wees om te doen, Kobus. Maats, om wysheid te hê beteken ek weet wat die regte ding is om te doen en dan te kies om daai regte ding te doen. Hoe opwindend is dit julle? Wysheid kan ook beteken ek verstaan miskien moeilike dinge en kan dit vir ander ook verduidelik. Ja, daar is 'n storie in die Bybel wat dit vir ons so mooi verduidelik. Daniël het wysheid gehad. Jesus het hom hierdie spesiale, ongewone vermoë gegee. Maats, en kan julle raai hoe hierdie ongewone held wysheid gebruik het? Hy kon drome uitlê. Dit beteken, hy kon drome, al was dit vreemd, verstaan en vir mense verduidelik. Kom ons gaan kuier by Tannie Tuis, sodat sy vir ons die storie van Daniël kan vertel, maats. Hallo maats, dit is my so bederf om weer vandag saam met julle te kuier. So vandag vertel ek julle van nog 'n ongewone held, van Daniël. En hy was 'n ongewone held want hy het wysheid gehad wat Jesus vir hom gegee het. En net soos 'n regte egte held, het hy die wysheid gebruik om God te eer en om die goeie goed te doen vir God se koninkryk. So, luister mooi en dan vertel ek vir julle die storie. Daniël interpreteer die koning se droom. Daar was eens 'n groot koning genaamd Nebukadneser wat oor 'n ryk land regeer het. Hy was baie magtig en het baie rykdom en soldate gehad. Maar eendag het hy 'n baie vreemde droom gehad wat hom baie ontstel het. Hy kon nie verstaan wat die droom beteken het nie en dit het hom baie bekommerd gemaak. Koning Nebukadneser het al sy wyse manne, towenaars en raadgewers laat roep. "Vertel my wat ek gedroom het en verduidelik dit vir my," het hy beveel. Maar niemand kon die koning se droom interpreteer nie. Hulle het almal gesê, "Koning, vertel ons eers die droom, dan sal ons dit vir u kan verduidelik." Die koning het baie kwaad geword. "Julle probeer net tyd wen," het hy geskree. "As julle nie my droom kan vertel nie, sal julle almal gestraf word." Nou daar was 'n jong man genaamd Daniël wat in die koning se paleis gewoon het. Hy was 'n baie wyse en 'n godvrugtige man. Daniël het van die probleem gehoor en het dadelik tot God gebid vir wysheid en begrip. Hy het geweet dat God hom kon help om die koning se droom te verstaan. God het Daniël 'n visioen gegee en aan hom geopenbaar wat die koning se droom beteken het. Daniël was baie bly en hy het God gedank vir die wysheid wat hy gegee het. Die volgende dag het Daniël na die koning gegaan en gesê, "Koning Nebukadneser, ek kan die droom en die betekenis daarvan aan u bekend maak, maar dit is nie my wysheid nie. Dit is die wysheid wat God aan my gegee het." Die koning was baie nuuskierig en het vir Daniël gesê om voort te gaan. Daniël het die koning se droom beskryf. "U het 'n groot beeld gesien, koning. Die beeld se kop was van goud, die bors en arms van silwer, die maag en dye van brons, die bene van yster en die voete 'n mengsel van yster en klei." Daniël het verder verduidelik. "Hierdie beeld stel verskillende koninkryke voor wat na mekaar sal kom. U, koning, is die kop van goud. Na u sal ander koninkryke opstaan wat nie so magtig soos u sin sal wees nie. Uiteindelik sal God se ewige koninkryk kom wat nooit vernietig sal word nie. Dit is die rots wat die beeld verpletter het." Koning Nebukadneser was verstom. Hy het geweet dat Daniël die waarheid gepraat het en dat Daniël se wysheid van God gekom het. Hy het vir Daniël geëer en hom 'n groot leier in sy koninkryk gemaak. Daniël het altyd God geprys vir die wysheid wat hy gegee het en hy het sy hele lewe lank die Here gedien. So leer ons uit hierdie verhaal dat ware wysheid van God afkom en dat ons hom altyd moet vertrou. Maats, Daniël was 'n ongewone held omdat hy vir God hierdie eer gegee het om die wysheid wat hy ontvang het te deel met ander. Ek kan nie wag om volgende week weer saam met julle te kuier nie en dan vertel ek julle van nog 'n held. Totsiens! Wow, julle, Jesus maak dit so maklik om 'n ongewone held te wees. Hy doen kitings, maats. Met Jesus aan ons kant kan ons ongewone helde wees vol wysheid. Ek wil 'n ongewone held wees, wil julle ook? Jesus is so lief vir jou en wil hê ek en jy moet ongewone helde wees, want Ongewone helde van Jesus maak 'n verskil. verseker, totsiens ongewone helde maats,
Ons kan sommer klaar nie wag om volgende week weer saam met julle te kuier nie. Bye maats.